Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid en ons is besig met die boek Kolossense en ons is nog by hoofstuk 1 en hierdie week gaan ons stil staan by Kolossense 1 daarvan vers 15 tot en met einde vers 20 wanneer dit gaan oor die voorrang van die seun, want onthou Paulus is nou besig om die gemeente te oorreed oor wie Christus is, want baie van die gemeentelede het begin twyfel, omdat daar vals leraars ingekom het oor wie hy regtig is. So vandag gaan ons daarby stil staan en ons gaan so 'n bietjie die teks uitmekaar uittrek en kyk wat die Here vir ons daardeur wil leer. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, uit U en deur U en tot U is alle dinge, aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid en ook in hierdie dag loof en prys ons U vir wie U is, Here Jesus, vir U wat die verlosser is, wat ons verlosser is. Baie dankie vir alles wat U doen. Dankie vir al U genade, U troue liefde, dankie dat U ons hoop is. En Here, vandag kom vra ons dat U ook hierdie woord vir ons oopbreek, Heilige Gees, dat U dit verstaanbaar sal maak vir ons. Baie dankie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, Paulus is ons nou maar besig om so tussendeur vir die gemeente te skryf wat Epafras gestig het, en verlede week het ons gesien hoe hy vir hulle sê, maar ek bid regtig vir julle, ek bid dat julle wysheid sal kry, dat julle insig sal kry, dat julle sal weet wie God is, en dat die vrug van alles, die vrug van hierdie verhouding waarin jy staan, dat dit regtig na vore sal kom, en dat ons sal besef dat ons uit die mag van die duisternis weggeruk is, en dit kan net Jesus Christus kon dit doen, omdat hy die oorwinning aan die kruis behaal het, omdat hy opgestaan het uit die dood uit, en daardeur vir ons oorwinning gekry het, en vandag gaan ons verder, en Paulus wil vir hierdie gemeente verder wys, wie is Jesus? En dan begin hy, en die teks gaan op jou skerm verskyn in die 83 vertaling, hy praat hier oor die voorrang van die seun, so hy praat hier oor hoe belangrik Jesus Christus regtig is, en nou, miskien voordat ons begin, wil ek vir jou vra, dink gou by jouself, hoe belangrik is Jesus? Hoe belangrik is Jesus Christus vir jou? Is hy maar net nog 'n mens? Is hy maar net nog 'n karakter in die groot godsdienstverhaal? Of is hy God? Is hy regtig die belangrike een vir jou? Is hy volgens jou ook die skepper en onderhouer en alles is deur hom geskep en vir hom geskep? Wie is Jesus vir jou? Nou kom ons kyk. Vers 15 begin hy sê die seun, dan verwys hy na Jesus. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. Nou, interessant hier, Paulus gebruik 'n baie sterk woord as hy sê die seun, dan praat hy van Jesus Christus. Hy sê hy is die beeld van God. Dan gebruik hy die woordjie eikon. Hy kon ook 'n ander Griekse woord gebruik het, maar hy gebruik 'n baie sterk Griekse woord. En daardeur sê hy, as hy sê Jesus is die beeld van God, dan sê hy, die Engels gebruik die woord similar. Hy is nie similar nie, hy is nie soos God nie. Hy sê hy is ook nie eintlik 'n refleksie van God nie. Hy sê hy is God. Dis wie Jesus is. Hy is God. Hy is die beeld van God. Hy is God in menslike vorm wat na hierdie wêreld toe gekom het. So daardeur plaas hy dadelik 'n stuk autoriteit in Jesus Christus en hy sê hy is nie maar net nog een van die gode nie. Hy is God. En dis so belangrik as 'n mens miskien na 'n gedeelte gaan kyk, toe Moses en Jesus in gesprek was met mekaar, toe Moses en God in gesprek was met mekaar, daar in Exodus 3, ek dink is omtrent by vers 14 rond, wat Moses vir God gevra het, maar U gee my 'n opdrag, dat ek dan na die volk toe moet gaan, wie gaan ek vir hulle sê, wie is U, wie stuur my? En dan sê hy vir hom in 3 vers 14, toe sê God vir Moses, ek is wat ek is, jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na jou toe gestuur. Nou hierdie is 'n baie belangrike konsep, as 'n mens gaan kyk na die hele begrip van
God wat homself openbaar ook as Jahwe, as die verbondsgod, en hier sê hy, maar ek is, en dit skep ietsie van daardie ewigheid, né? Van ewigheid tot ewigheid wat hy daar is. Hy is nie van tyd afhanklik nie, hy is net. Hy is net, en hy het ook, en die kommentatore sê ook, is dat hierdie sê ook dat God lewe in homself het, né? En interessant, as jy na Jesus gaan kyk, en jy blaai na gedeelte toe, soos Johannes hoofstuk 8, dan gaan jy sien, wanneer Jesus praat, en hy praat op verskeie plekke daarna, Johannes 8 by vers 24 byvoorbeeld, kom ek lees dit vir ons, wanneer Jesus sê, daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sondes sterwe, want as julle nie glo, dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe. So hy sê vir julle, julle moet glo dat ek wat Jesus is, dat ek is wat ek is, en as hy daai frase gebruik van ek is wat ek is, dan sê hy daardeur, ek is God. Ek is nie soos God nie, ek is God. En dis hoekom almal, die fariseërs en die skrifgeleerdes so kwaad geword het vir hom. Want hier gebruik hy direkte, sê hy, eintlik sê Jesus, ek is God. En net 'n paar verse aan in vers 28 sê hy vir hulle, daarna sê Jesus vir hulle, eers wanneer julle die seun van die mens verhoog, wanneer hy nou kruisig, né, verhoog het, sal julle begryp dat ek is wat ek is. Sal julle begryp dat ek God is, as dit gebeur. En dan, in vers 58, dit loop so op, en dan wil hulle hom eintlik kruisig, en hy sê in vers 58, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Dan gebruik hy weer daai woord wat God gebruik het, wanneer God vir Moses sê, ek is. Sê vir die Israeliete, ek is, het my na julle toe gestuur. En hier kom sê Jesus ook weer eens, voor Abraham alreeds al was ek al wat ek is. Ek is God. En Paulus kom skryf maar net eintlik vir die gemeente in Kolosse, skryf hy, Jesus is nie sommer net ewige een nie, dis ook maar die woordjie eikon gebruik, want hy sê vir hulle, hy is God. Hy is nie soos God nie, hy is God. So, wie is Jesus vir jou? Hy moet vir jou God wees. En as hy sê, hy is God, hy is, ek is, dan het hy die lewe in homself, né? En weer eens, dit is baie belangrike gedeelte ook, want hy sê alreeds vir ons, in 'n gedeelte soos Johannes 13, kan jy dit ook gaan kry, Johannes 13 vers 19, kom ek lees dit sommer vir ons, Johannes 13 vers 19, wanneer hy sê, ek sê dit nou al voordat hierdie dinge gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat ek is wat ek is. Dit sê Jesus weer vir hulle. En dan is daar ook 'n ander gedeelte wat hy vir hulle gee in Johannes 18. Johannes 18 vers 4 tot en met vers 6. Het ons ook wanneer Jesus gevange geneem word en hy sê vir hulle, wie soek julle? En hulle sê toe vir hom, maar ons soek Jesus van Nasaret. En toe sê hy vir hulle ook, dit is ek. En toe hy dit sê, toe deins hulle terug. So, Jesus is nie sommer net enige iemand nie, en dit is wat hy hier vir hulle kom sê. Maar hy sê vir hulle, ek is God. En die begin van Johannes Evangelie wys vir ons baie duidelik ook daaruit, dat hy God is, dat hy nie net sommer net enige iemand is nie. Johannes 1 vers 18, niemand het God nog ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom kom bekendstel. En dan, sekerlik ook as jy 'n gedeelte soos Hebreërs lees, né, in Hebreërs 1, dan sal jy dit ook sien. Hebreërs 1 vers 3 sê dit vir ons so mooi, as hy sê, uit Jesus, uit hom, straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Hy is die ewebeeld van die wese van God, en dis wat Paulus kom sê,
Hierdie Jesus is nie sommer net enige iemand nie. Hy is eikon, hy is die beeld van God, wanneer hy dit sê. En dan sê hy is die eerste verhewe bo die hele skepping. So daardeur sê hy ook, hy is eintlik die eersgeborene. Nou dit beteken nie dat hy dan nou soort van geskep is nie. Nee, want hy het lewe in homself, hy was vir ewigheid daar, alles is deur hom geskep, maar dis 'n soort van 'n titel wat hulle vir die mense gegee het. Want die Arabies het ook gesê, God is die eersgeborene van die wêreld, menende alles behoort aan hom. Hy is die oorsprong van alles. En hierso sê hy ook, Jesus is die eersgeborene. Nee, hy is die eerste, hy is verhewe bo die hele skepping. So alles het deur hom ontstaan. En daardeur plaas hy Jesus in 'n totaal ander kategorie as die res van die afgode. En dan sê hy vers 16, God het deur Jesus, alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. En daardeur sê hy ook dat Jesus is gelyk aan God, né? Presies dit wat Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord daar, dan verwys hy na Jesus, né? En die woord was by God, en die woord was self God gewees. Hy was in die begin by God. Alles, 1 vers 3, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe gewees, en die lewe was die lig vir die mense gewees, sê hy. So, Johannes sluit baie nou by dit wat Paulus hier skryf aan, wanneer hy sê, alles is deur hom en vir hom geskep. Hy is die skepper ook van alles. Hy was by die skepping betrokke. So, wanneer die dwaalleraars kom en sê, nee, maar daar sekere goed wat belangriker is as Jesus, dan kom sê Paulus hier, nee, daar's absoluut niks wat belangriker as hy is nie, want hy het al die goed wat ons sien, het hy geskep. Alles is deur hom en vir hom geskep. Vers 17, hy sê, voor al hierdie dinge wat julle sien, voor al hierdie dinge, voor al hierdie engele, voor al hierdie magte daar was, voor alles daar was hy al daar gewees, en deur hom bly alles in stand. So, niks gebeur sonder hom nie. Vers 18, dan sê hy ook, hy is die hoof, hy is die belangrikste ene van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood uit opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal kan inneem. Hy is die belangrikste in die liggaam van die kerk, né? Hy is die oorsprong daarvan. Ons kan nie kerk wees sonder Christus nie. Dis as gevolg van Christus wat ons kerk is. As gevolg van hom. En daarom, hoe kan ons kerk wees as ons Christus nie deel maak daarvan nie? Nee. So hy sê, hy is 'n integrale deel daarvan. Hy is dit, hy is die hoof daarvan. En dan sê hy vers 19, God het besluit om met sy volle wese in hom te woon. Die totaliteit, daardie besondere eenheid wat daar is tussen God en Jesus Christus, om deur hom alles met homself te versoen. En dis hoekom Jesus dan ook gesterf het aan die kruis, vir daardie versoeningsproses wat moet plaasvind. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Dis Jesus se rol. Want onthou, daar was eintlik, as jy die prent op die skerm sien, dan was daar eintlik die kloof tussen God en mens gewees. En deur die kruis oorbrug ons daardie kloof, om weer terug te kom na God toe, om weer versoening te kan kry. En dit gebeur nie deur die kruis, dit gebeur deur Jesus Christus, wat homself kom gee het. Dis wat Romeine 5 ook skryf, jy weet, dat daar nou versoening is tussen ons en God, deur ons verlosser, deur die kruis van Jesus Christus. So wat kom sê Paulus eintlik net in hierdie gedeelte, hierdie kort gedeelte? Hy sê vir ons,
Hierdie Jesus wat mens kom word het, was die eikon. Hy is die beeld van God. Hy is God homself wat mens kom word het. Nie net 'n afbeelding nie, nie net min of meer dieselfde nie, nie net 'n vergelyking nie, nie net 'n spieelbeeld. Hy is God. En hy wil God wees ook in jou lewe. Jesus wil God wees in jou lewe. Hy wil soos wat God sê ek is, wil hy vir jou ook sê ek is. Ek is God. Ek wil dit wees in jou lewe. Ek wil vir jou help in jou lewe. Ek wil versoening bewerkstellig tussen jou en die Vader. Ek wil intree vir jou by die Vader. Dis wie Jesus is. Ons kan dis nie Jesus soos wat hulle in hierdie brief gemaak het of in die tyd van die gemeente. Jesus gaan vergelyk het met ander nie. En gedink het, ja, maar ons moet dalk eers 'n klomp magte en engele en alles tevrede stel voordat ons by Jesus kan uitkom. Hy sê nee. Alles is deur hom geskep. Alles is vir hom geskep. Hy hou alles in stand. So hy speel 'n integrale rol in die heelal, in die skepping, en hy moet 'n integrale rol speel in my en jou lewe. Dis wie Jesus is. Dis wie hy wil wees vir jou. Hy wil vir jou God wees. En die vraag is net of ons dit toelaat. En of ons hom degradeer, maar net na 'n profeet toe, vir 'n belangrike persoon in die geskiedenis, of maar net nog 'n karakter in die godsdienstverhale. Nee, hy wil God wees. En dis net ek en jy wat hom kan toelaat om hom God te maak in ons lewe. En mag jy ervaar dat hy jou ongelooflik lief het, en dat hy maar net wil God wees, skepper, herskepper in jou lewe, versoener wil wees. Hy wil graag vir jou wees wat jy nodig het. Kyk gerus na die Bybelstudie, vra hierna, vra wat jy bietjie kan oor nadink, gesels met iemand daaroor, of hanteer dit by jouself ook. Seën vir jou week, en mag jy ervaar dat die Here se genade en vrede saam met jou is. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, dankie vir Jesus, dankie dat jy Jesus gestuur het. Jesus, dankie dat ons kan agterkom vandag en kon lees en net weer die bevestiging kry dat U God is. Dat jy nie net soos God is, maar dat U self God is. En dankie dat U ook getrou was om die Heilige Gees vir ons te stuur, om U self nog meer aan ons bekend te stel. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons intree by die Vader. Dankie dat U vir ons plek voorberei daar in die hemel ook. Jesus, ons sien uit daarna om U eendag te ontmoet. En baie dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. Dankie dat U die eersgeborene is. Dankie dat U alles in stand hou deur U magswoord. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Seën vir jou week en gaan uit en gaan maak 'n verskil. Groete.